loop ons. Dit so, ons is gepak. Blomme ekskursie 2025, hier kom ons nou. Uitsa is lekker hier agterop, hy man toe ek die klap oopmaak, toe spring hy. Hy kan nie wag laat ons ren. Hier sit hy hier agter. Julle kan hom sien. Heb hy eintlik oop bek met sy gesig in die wind. Hier by my is dit 'n redelike bedryf. Hier is al die kamera toerustings, die sakke. Julle kan hier kyk, hier is my skaapkop wat ek vanaand gaan eet. Ek moet hom ook 'n skaapkop eet na al die harde werk met die bakkery. So nee, ons sal maar sien waar die wind ons uitwaai nou. Ekskuus, dat ek net my mobiele atelier ook net reg kry, al die ventilasies en windgeraas en al die magouries. So ons het 'n bietjie 'n change of plan. Ons oornag vanaand is nie hondevriendelik nie. Ek het opgeslip, ek moes gevra het, so dis nou nie hulle skuld nie. So ons sal nou maar sien waar ons uitkom. Hierdie skaapkop wil weghardloop. Leer haar jong. Ons sal nou sien waar ons, julle weet hier in die begin met 'n ou mos net eers jou berings kry met alles, die goed skuif en val tot hulle gesettel. Lyk nou vir my 'n bietjie meer gesettel. So ja, ons sal nou kyk, gou hier stop om water te kry, hier by Kanoneiland se Kaap Agri, dan deurstoot gou vir julle daar by die Pinkstal, dalk 'n kosbedryf net gou daar, ietsie eet, nog eintlik geëet, die paar beskuitjies vanmôre, dit is te bedrywig gewees. Ja, dan loop ons van die pink padstal af, sal ek brandstof gooi en dan kyk, dat ek ander kan die rivier ergens slaapplek kry. Ek kan uitsa, maar ons sal regkom. Môre stoot ons onseep kans toe. Die blomme is al daar ook, sê Mossie vir my. Die blomme is al daar ook oop. So ek wil môreoggend lekker vroeg ry, dat ek die blomme sien. Ons het 'n voldagse werk wat vir ons voorlê. Môre lekker rondrits en kyk wat gaan in daai wêreld aan. Ek was nog nooit in my lewe in onseep kans. Ek weet nie hoeveel van julle was al daar nie. Ja, en Mossie, ek het jou 8,5 ton haskos het ek hier agter op my bak. Kyk, daar is altyd die eerste keer in die lewe. Dit is die eerste keer in my lewe wat ek haskos koop. So Mosman, ek bring jou haskos. Ek sien jou môre, broer. Ek sien vreeslik uit. Ek hou julle op hoogte soos ons vorder. Ek en nou Aitsa, hier leer jy ook al klaar weer. Hy gaan nou net slaap. Tot daar waar sy pa vir hom sê, hoe kom klim af. Nou toe ons gesels, ek gee julle update, ek nog 'n bietjie my kop laat gaan waar ek moontlik kan lê. Nou ja, cheers. Dis 'n nou mens, ons praat. Okay mense, hier het ek nou gestop, my eerste stop hier by die Pink padstal. Net die buitekant Kakamas. Net die, wel is in Kakamas, is nie net buitekant nie. Uitsa, wag, sit net eers. So ek wil net eers vir julle hier wys. En dan gaan ek hierdie ding omdraai, dan loop ons 'n bietjie deur. So hierso is hy. Die Pink padstal, sy magouries. Kom ek draai hier om, julle kan dit, is net voor julle inkom. Uitsa, sit. Sit, gaan af. Die hond is so ongehoorsaam, hy kan vir my kwaad maak. Kan hom hier uit al die karre slim trap. Kyk, hier is die pink, pikante, prettige, pittige, propvol padstal. Nou die al sulke snaakse en baie komische, sê goed, hier staan 'n scooterbike, hier staan 'n ou Java, nog 'n ander vreinbedryf, en jy mag in elk geval nie inkom nie. Kyk hier, jy mag jy honde hier nie. A smart girl is one who knows how to play tennis, the piano and drum. You live only once, but if you do it right, once is enough. Daar sê, nee, dis hoekom ek gooi hom full taps. Wrinkels daar, hereditary, hy Brits nou. Parents get them from their children, daar sê. Maar erflik, my plooie kom van Jonty af. Niks met veroudering te doen. Kyk hierdie spif.
hierdie spifbedryf. Ek wil net daai hond kyk. Okay, nee, hy is nou eers reg. Hier binne kan julle nou sien, lekker kom sit hierso. Hier is 'n lekker fontein. Daar is nou sommer 'n Shanty pink bike. Al hierdie nommerplate uit die ou milieu uit. Ja, ek sien daar Skymoes en Appington CFO en CEY. Jare was dit nog net SW vir Suidwes. En ek dink OB was Bloemfontein. Ja, kyk hierdie oulike bank hier. Amper soos 'n perrekarretjie. Hierso is hy. Kom ons vat hier in. Hey. Wag, as ek net gou hier kyk. Kyk, hier is die girls, ek gaan nou obviously nou nie daar na toe gaan nie. Bankbestuurder. Dis verskriklik ou gat. Goeiemôre, môre almal, môre, hoe gaan dit vir môre? Het julle lekker geslaap? Ek gaan nou nie doekies omdraai nie, ek gaan ook nie vir julle jokkie. Ek het verskriklik lekker geslaap. En ek sien ek het sommer 'n veranda ook. So ek sit sommer hier onder my veranda. En ek het nou vir my hier my tweede koppie boeretroos gemaak. As ek op toer is, drink ek net koffiehuis. So sakkies koffie. Môre gaan se môre. Net hierdie Magoudies. So dis wat ek drink. Julle bietjie net hier wys hoe mooi is daai windpomp. Dis hoe my view is vir oggend. So ja, wat hou hierdie dag aan? Hierdie dag hou nou vir ons, vir my en Aitsa in. Ons gaan nou pak wel kom ek trek net daai stelling terug en sê ek gaan begin pak. Hy lê in mooi lyk, soos gewoonlik. So dan vat ons die pad. Ek het hom al een keer met die skooterbikes gery, maar ek het nooit nog ons op kans toe gedraai nie. So ons wil 'n dag blomme gaan kyk. Hoopelik kry ons eerste blomme vandag. Soos ons weswaarts beweeg, vandag gaan ons bietjie meer wes, noordwes bewery, so ja, maar redelik meer wes. En sien wat die dag vir ons inhou. Gisterand lekker gekuier. Gerard was hier, Gerard Visser van die eienaar van Lake Grappa. Ek hoef vir julle niks meer te wys as die kwaliteit en die netheid van hierdie fasiliteit wat hulle hier het nie. Ek het mos nou hier in my lodge gelê, Bosbel Lodge. Hulle het chalets en alles hier staan die chalets hier reg rondom my. Maar nou wie wil nou in 'n chalet lê as jy so 'n plafon het soos ek gisterand? Weet julle, ek klim in hy kooi. En toe ek nou op my rug lekker rustig laak en ek kyk so op. Toe sien ek hierdie asemrowende toneel met hierdie palmtakke wat 'n plafon maak. Nou ek moet nou vir jou sê, ek het nog nooit 'n grand huis gehad nie, want dit tel nie vir my punte nie, maar ek was al in grand huise gewees. En hotelle en so aan, bietjie al oor die wêreld, maar ek het nog nie so 'n asemrowende plafon gehad soos gisterand nie. Ja, ek het lekker geslaap, ek draai nie doekies om nie, ek het regtig lekker geslaap, ek is mos aan voorberei. Ek bly al vir hoeveel jaar in die veld. So ja, so nee, ons vat vandag die pad. En daai blommetjies, ek wil aansluit by hierdie ceiling ding, ek wil julle tog iets vertel wat hier op my vurk is. Ek het op universiteit met 'n meisie uitgegaan en sy het vir my 'n ware ding geleer in die lewe.
En dit is, omdat ons nou met die blomme besig is, blommetjies het die verf nodig. Sy het dit altyd gesê, sy was so, alhoewel sy 'n plain Jane was sy van binne en buite, sy was 'n verskriklike mooi girl gewees. En julle weet, ek dra daai ding saam met ons. Wel saam met my al my hele lewe. Draai ek daai gesegde en ek probeer dit so hou. Daardeur sê ek nou nie, ek is nou 'n wasbeeld nie, inteendeel. Dalk het steenkool uitgekap, maar nou ja, het iets wat het is. Op die ou en diamante kom ook van steenkool af. So ons seker dan nog uitkom. Ja, mens plak jou so aan om in te pas by die wêreldse goeters man in. Ek wil nie sê valsheid nie, maar die waarheid word eintlik half verberg en verdoem. In alle fasette. Ek praat nie nou net, ek glad nie chauvinisties deur verwys na vroumense of vrouens wat grimering opsit, dis jou reg en jou keuse. Maar ek praat in elke dag in die sin van wat ons elke dag ons in bevind. Kom net weer terug na daai ou Olinhout gesegde toe van wees jouself. Moenie gaan staan en aanplakkie man. As 'n ding jou nie pas nie, sê so. As jy nie wil dit doen nie en jy om saam in die Joneses te gaan bly of rond te rits of so, moenie aanplakkie. Wees jouself. Doen nie ding soos jy hom wil doen in. Soos ek weer eens sê, blommetjies het nie verf nodig. So anyways, ek wou nie dit met julle deel en dan nou nog 'n baie belangrike ding is. Onthou nou vanmôre, kamferkrem. En hy het nie koppe, hoor. Dat hulle nie uitdroog nie. Ek soek die followers met dun skurwe kniekoppies nie. Ons het gisteraan daaroor gepraat. Nou ja, dan loop ek eers, wees 'n mens. Moenie vir jou plak met 'n klomp verf en dan sal jou balansstaat regloop. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Ek gaan nou my laaste koppie drink en dan, soos ek sê, dan begin ek voorberei om die pad te vat. Nou toe, mooi loop. Hier is ons nou, ek is hier by Mossie, hier onseep kans. Het heeft my gesê, kom ons kom hier na sy seun Christo, hulle noem hom Boeta toe, hy boer hierso. Ek gaan vir julle later 'n bietjie wys, hoe netjies is Boeta so opstal, maar daar's, ek wil nou nie sê miljoene nie, maar daar's seker 100,000 voëls en geveerdes op daai werf. Maar is baie oulik. So nou het hulle gesê, ons moet 'n dingetjie kom braai. Ek wil nou vir julle sê, dat nou nog hier in so 'n gebied, so 'n plek gewees. Kom ek wys julle hier. Ek gaan nou met hierdie ding nou omdraai. Julle kyk hierdie canyon. Maar ons nou so hier in 'n kloofie. Daar sit Mossie. Dankie ou Mossie dat jy vir my hierdie pragtige deel van die land kan wys. En vir die mense, maar dis baie uniek. Baie uniek. Kom ek wys julle, ek het sommer nou moet nie afklim. Kyk nou waar hierdie ou plantjie is. Kyk hierso. Daar in daai holtetjie. Hier staan hy nou. Dis nou die simbiose. Ek wil hier afstap en gou vir julle wys. Kyk hier. Hierdie ons is obviously nog nie in die heel dik blomme nie. Maar julle kan sien, hier is die blomme. Hier is 'n bedryf, kom ek wys julle hier. Julle daar kan sien. Blommetjies, maar nou, ek wil julle baie interessante ding gaan wys. Wat Mossie nou vir my gewys het, hou net vas. Kyk hierdie klipformasie, rotsformasie. Wil julle nou hier wys, kyk hierso. Ek is nou nie 'n geoloog nie, maar dit lyk of haar dagga, lyk soos 'n tipe graniet. 'n Dagga wat daarin gemessel is. Kyk net hierdie klip. Kyk daai klip. Lyk of hy's geplaas. Hoe op? Jy gaan net nader gaan. Kyk hier. Hierdie bye het vir hom 'n wurm gevang.
Eerste keer in my lewe wat ek dit sien. Sorry my man. Kom ek wys julle hier. Kyk hoe lyk dit. Mense, dit is verskriklik interessant. Verskriklik. Son is sleg, maar kyk na daai klip. In die gat in. En dis ons setting, ou Aitsa is ook hier. Ek moes dit net met julle deel. Ons het nou klaar gebraai in die kloof. En ons het nou hier gestop, hier so by. Lyk vir my soos Haanfontein. Christus sê hier so, hoeveel hane? 130, 40. Ja. Christus sê hier. Kyk hier waar jy kyk. Is hoenderhaan. So ons is nou op Haanfontein. Haanfontein, kyk hier. Dis net hoenderhane waar jy kyk. Kyk hoe lyk dit hier van die hoenderhane. 140, is alright. Hier is ook nog witnes. Ja, vandag is baie unieke dag in my lewe. Ek gou 'n bietjie hierso. Ons gee hierdie duikertjies, steenbokkies kos in die aand. Kyk hoe wonderlik is dit. Hier staan 2 duikertjies, daar is 'n rampie, links van die steenbok, kyk sy op, of hy, hier is 'n ooi, is dit die lam daai aan die? Ja. Die lam is daar, en hier staan 'n ou steenbokkie, ook 'n ooitjie. Ja, die takeaway-chips. Eet hulle takeaway-chips? Ja, hy die skille in die goed, hè? Kyk hier so. Hulle kindertjies, kyk hoe mooi is dit. Pragtig. Steenbokkie is van die mooiste bokke wat daar is. En dan is die oor. En die ore, kyk hoe groot is die ore. Ja, oom Jaco. Hallo sissie. Hoe gaan dit? Kyk hoe mooi is dit, hè? Doe maar as 'n skaap, is alright. Nou ja, daar sê, goeiemôre mense, hoe gaan dit vanmôre met julle? Ek sê ek het 'n lekker aand gehad daar by Motsie en Marie. Ek sit weer hierso by Affieplaas slaghuis en winkel takeaways. Hierdie plek het vir my voete onder my uitgeslaan. Die mense nommer 1 in die natuur skoon. Loop hand aan hand hierso. Baie geleer gister by Boeta. Dit is eintlik so scuba duik. Jy moet dit self ervaar. Jy kan nie dit vir 'n mens in 'n prentjie sit. Mooi asemrowend, indrukwekkend. Beskryf, daar is nie genoeg woorde vir dit nie. Hoe daai jong man van 33 bly saam met sy diere. Hy luister in die aand na Makwa FM, sy pa het vir hom solar liggies gekoop. Hy sê hy soek nie lig nie. Sy lig kom uit die hemel uit, die maan is vir hom genoeg lig, en as dit donker maan is, dan sit en luister hy na die jakkalsies en die naguiltjies. En dit is net vir my soos 'n next level ervaring. 5:00 vanmôre toe is hy man besig, toe word sy hele werf gehark, soos in elke dag hark hy sy werf. So ja, dit is ongelooflik om in die teenwoordigheid te wees van iemand wat ek moet vir jou sê, hy het seker die meeste, hy is die rykste mens wat ek in my lewe nog ontmoet het. In alle fasette.
en sy deur is altyd oop. As daar 'n hondjie is wat swaar kry, ek dink hy 23 honde. Enige ding wat in distress is, of verniel is, of mishandel is, maak Christo net sy deur oop en hy diere kom net in. Hy kom net in. En sy geldjies wat hy kry, as hy 'n skaap en 'n bok verkoop, alles gaan net so terug vir diere, vir die kos en die goed. Dit is vir my verskriklik mooi. Hy man stap, hy sê vir my stap party daar 30 kilometer, skiet eers nou so. Ok, ek gaan gou hierdie video klaar maak, dan roep ek jou, hoor, ek gaan nou by jou wees, dit staan niet so vast. Ok, so ons route is hier, ek vat gou 'n lekker cheese, rassen en chips, en dan stap ons hier vanaf, gaan ek Pofadder, Bosbil moet weer vog inneem, ek weet maar so al hoe loop sy berings, en dan daar vanaf Pella, en dan se ek daar by Wollies hulle vanaand, by Klein Pella, by die dadelbome, en daar gaan ek vanaand slaap. So, ek gaan hier klaar eet, en dan gaan ons vorentoe beweeg. Ek hou julle op hoogte, hoe die dinge verder loop. Ons gaan al hoe nader in die blomme, komberse in, ons vat hom so stelselmatig, ek het hier 'n triek gekry, gaan nou die blommetjie afneem en hom screenshot, en dan sy naam en goed, my atelier het vir my baie goed weer geleer, my redigeerder, ek het nie 'n keuse nie, ek moet na hom luister. Nou toe, ons praat weer, wees 'n mens, geniet julle dag, hoor, bestes, mooi loop. Some tears will never dry. I will feel in the Ok, ek gaan gou kyk, maar mense, ek het nou hier in Pella gestop, by die Pella kathedraal, en foto's van buite geneem, en toe ek inklim om te ry, kom hier 'n dame, en sy sê nee, sy sal vir my die kerk oopsluit, hier in Pella. Jo, hier is 'n groot teenwoordigheid, julle. Gaan net so stap en vir julle wys. Ek het gevra of ek kan afneem, sy het gesê, dis reg. Ek kan net vir julle hier, in die grootste respek doen ek dit nou, vir julle net te wys, hoe lyk dit hier. Jo. Altaar. So, julle wys. Vader Leo Wolf, hy was die bouer en die pastoor, en hy is 9 Februarie oorlede 1947 op die ouderdom van 82 jaar. Is nog 'n biskop,
John Minder. Daar is nog 'n beeld. Net so omgaan. Ek gaan net gou hierso vir julle hierdie wys. Hoe lyk dit hier? Hierso by Klein Pella. Gestop hierso by Karsten Boerdery. Hulle het ook 'n gaste huis hierso in kampering. Soos julle weet het ek daar van 'n mossie hulle afgeloop vanmôre. En toe het ek by daai asemromende kerk in Pella gestop. Daar is 'n rede gewees. En toe ek net wil ry, toe kom 'n vroutjie aan. Toe sê sy: "Meneer, kom ek wys jou hoe lyk dit binne." Nou ja, julle het daai film gesien. Jesus, en dit was nou nogal, dit vat nou. Nee, daai atmosfeer wat daar in die kerk is, net daai presence soos die Engelsman sê. Maar ja, ek sit hier, ons het nou nog nie die roete weer oor die roete gepraat nie. So ek wil nou net eers gou hierdie ateljee van my weer regkry. Wat ek net nou mooi vir julle kan wys. Hierdie is die tweede keer wat ek die film maak. So, julle weet hoe se werk by Boerdery. So ek gaan nou gou vir julle hier wys, maar julle moet eers kalm wees. Want ek hierdie ding moet ek nou eers opstel. So wag net gou. Gaan hom nou net gou omdraai. Ek sit hom so lank so, en dan, ok, kom ek gaan nader, kyk ons, 'n bietjie groter maak, hier is ek weer terug, nee, ek wil nie met daai kan wees, kom ons kyk nou, Vader, wag, ons gaan hier weer 'n bietjie kleiner, genigtig liemerg, alright, so hier het ons ingekom, julle het hom so, hier by Grabies, ons het mos hier geslaap aan een by Lake Grappa. Eerste keer op daai bakkie van my se lekker kooi. Toe het ek nou uitsa so beweeg hier langs die park af en ons het sommer hier daai eerste blommetjies hier rond gesien wat ek vir julle gister gewys het, maar ek het 'n nuwe triek met daai blomme. Ek gaan vir julle wys. Dit is al die pad, hierdie pad gevat en so afgekom en toe het ons nou daar by Boeta gekuier en by Mossie hulle gisterand wat ek vir my vereet het. Volgende havertrek, kom ons hier af, Vader gou eers weer bietjie water ingegooi van daai bruin, rooi water, blou water vir bosbil, julle weet mens so smaak hy op brandstof. So ons het op Pella gou ingery, die kerk vir julle gaan wys, teruggekom en ons slaap vanaand hier. Karsten Boerdery, soos ek sê, dis hier waar die dadels is, daai groot dadels. Ons gaan môre gaan ek vir julle wys hoe lyk hy dadels. Maar dan wil ek vir julle hier 'n baie interessante ding wys. Dit het Mossie my gesê. Die Oranje rivier loop uit mos na die grens, ons weet dit almal. Maar hierso, net aan die kant onseepkant, hierso, is die enigste plek in die vloei van die Oranje, wat hy van wes na oos vloei. Ek weet nie of julle dit of geweet, julle het dit seker geweet, maar ek het dit nie geweet. So hierso, net hier, gaan hy terug ooste toe, en dan draai hy nou, en dan gaan hy op weesie Atlantiese Oseaan toe. Hoe loop ons dinge môre? Kom ek wys sommer dit op vir julle. Net eers die ateljee weer reg kry. Tjap. Môre gaan ons hier af. Ek wil môre hier afgaan met hierdie roete. Gaan kyk hoe lyk dit by Witbank. Ek weet nie daai stippelentjies, maar ek wil baie graag hier by Amman se melkbos, ek wil daar gaan kyk by daardie. Gaan ons hier op, daarna toe. Dan kom ons met daai pad tussen Goodies en Concordia. Daai grondpaadjie Okipto Springbok. Springbok doen ek 'n uitreik saam met Toyota en Springbok Albert hulle. Gaan ons weer vir die mense, die ou mense 'n bietjie kos gee. Nou ja, daarvan af is ek nog nie seker waar ons moet slaap, ek en Aitsa nie. Ons gaan wel Saterdag moet ons in Kotses rus wees by Kobus.
So my plan is soort van om hier af te gaan en dan hierdie pad te vat. Hier Kammieskroon sal ons seker weer vir die bosbil moet gaan blou water ingooi. Leliefontein en dan gaan ek hierso, gaan ek wes draai. Daai lang kloof moet ek vir julle wys. So ergens hier gaan ons slaap. Ek sal nog kyk of dalk kan iemand my op die spoor van 'n boer sit, dat ek en Aitsa wil sommer, is ek terug, sommer daar net in die veld intrek en ons wil daar slaap. So dis ons roete vir môre. Kotses rus 3 dae en dan beweeg ek op. Wil deur Soebatsfontein gaan en dan gaan ons mos nie Gramoep toe. So dis die plan. Maar ja, ek wys julle net waar ons loop en daai vloei van die oranje van wes na oos. So ons gaan later vir julle wys hoe lyk dit hier by Karstens boerdery. Hulle het 'n bitterlike mooi gastehuisie. Ek het al hier gebly. Toe ons een keer met die skooterbikes hier deurgekom het ons 'n nag hier geslaap. So maar ons wys julle later. Ons praat weer, mooi loop. As ek kom ek wys julle hierso. Hier gaan ons nou in die blok in hierdie dadelboom blok in gaan kyk hierso. Vir julle wys. Ja, kyk hoe mooi is dit. As ek weer kom gaan ek die bosbil, die rooi bakkie net hier kom stop gaan hier slaap. Ek het gedog ek het nou die aand 'n mooi plafon. Kan jy dink hoe hierdie op 'n volmaan, hoe mooi is dit? Nou daar sê mense, daar sê ek kan nou uitsaas en route na Springbok. Maar ek het nou hier gekom, ek gaan nou hierdie bedryf omdraai. Kyk, is bitterkoud, moenie 'n fout maak, dit is koud. So ek is nou nog 'n entjie van Springbok af, ek is nou nog hier in die Boesmanland gedeelte. Stop ek net gou hier, want hier is nou die eerste tekens van die blommetjies, maar omdat dit so koud is, hulle gaan nog later, hulle gaan baie later eers oopmaak, maar hier is nou al van hulle wat oop is. So ons begin nou al hoe meer inbeweeg, nader aan die blomme. So, kom ek wys julle, ek wil net, ewe skielik toe sit nou sommer amper Kalahari hierso. Kyk die rooi duine. Toe sit amper Kalahari, rooi sand. Maar gaan nou sommer so stap en dan wys ek julle, soos ek sê, die blommetjies moet nog oopmaak, maar kyk 'n bietjie hierso. Mooiste pers blommetjies met uit 'n geel kroon. Kom ek stap hier oor. Hier's weer 'n wittetjie. Daar's weer 'n witte en dan sal ek nou vir julle, soos ek nou so aanstap. Julle sal sien die blomme is nog toe. Hulle begin nou eers oopmaak. So hierso is 'n witte. Kyk hier. Hier's weer 'n oranje een. Hier's 'n oranje een. En daar's 'n bonthond.
Yang nagparas Kaya yung wish na panoy ng andik lang Sinasagay ako yung obla Katulad ng pala on my heart Isang may diabang pasakit sa sesiyay may love Flash the shock na siya ang may girl You want my dear before I believe Mense, ek sit hier by Kuiervreugde, hier by Oom Piet. Hy is die eienaar. Oom Piet groet die mense. Hallo julle. Daar sê, ek sit hier by Kuiervreugde hier in Kammieskroon. Ek het kom water koop. Nou het ek wag net dat hulle 'n venter trailer op bring, want ek het nou so baie goed gekoop hier, want ek moet iets haak. Maar nou sê Oom Piet vir my, ek moes nou hier oor gegaan het, Leliefontein. Toe sê nee, die blomme daar is nog nie, hulle kom eers oor 3 weke. So my route change nou bietjie. So daai mense wat daar aan die kant Leliefontein, ek gaan nou nie by julle uitkom vandag nie. So sorry vir dit. Ek gaan nou hier om wat is daai twee passe se naam? Grootvlei en Kilian. Grootvlei en Kilian pas gaan ek hier westelike rigting. En dan draai ek daar half suidwes. Ek gaan nie Soebatsfontein toe nie, dan gaan ek Wallekraal toe. Dan kom ek met daai Klipfontein pad. Dis altyd my Hondenklip Baai pad. Dan kom ek met hom terug Garries toe. Laat Bosbil moet ons nou weer van daai duur blou water kry. Anders gaan ons nie kotses rus maak nie. Maar kyk ek gou hier, ek wys gou vir julle. Ek sit hier voor die kaart. So ek gaan net hierdie ding gou omswaai. Wat sê julle vir my nahoed? Dis 'n man 'n blomme, wat noem mense dit, 'n blommevaarder is. Ontdekkingsreisiger blomme, wat ook al. Dan moet jy so nahoed. Ek het hom nie gekoop by Oom Piet. Hulle maak hulle self. Kyk gou hier. So ek is nou hier by Kammieskroon. Sien julle? Dan gaan ek nou hier af. Hier so, dan kom ek hier by Wallekraal uit. Sien julle, dis daai pad Hondenklip Baai. Dan gaan ek terugkom, Garries toe. OK, en dan net na Garries, dan vat ek hierdie pad af, na Kobus toe, by Kotsesrus. Julle het hom nou so. So as jy op die pad is, praat met my. En dan kan ons gou 'n paar woorde breek. Alles gaan nie altyd maklik nie. Kyk hierdie betalje waarmee ek nou besig is. Voorwiel is oop. Obvious die onderuit verhoud. Die gewig van die bak agter. Daar sal. So die vee wat nou in die muur gehang het, moes hang. Die vee gaan nou sy liefde moet wys vir my. So vat ek hom maar stuk, pak klippe. En dan gaan ek weer aan, pak ek klippe, gaan aan, maar sal hom ek sal hom uitkry. So moenie worry. Fancy diamonds
moments in time. Oh, the secrets of her dark eyes, they didn't see the gypsy light. Yellow clover in tangled blossoms, eating meadow silk green. Just a boy of 17, I recall a gypsy woman, silver spangles in her eyes, ivory skin against the moonlight, and the taste of my sweet. Wag, Kobus, dan wil jy eers sê, wat is alles hier in? Rooi peper. Rooi peper en wit peper, swart peper. Klein bietjie swart peper. Swart peper, rooi peper, 'n klein bietjie swart peper. Borrie, Borrie, kaneel, kaneel, heuning, suurlemoen, suurlemoen olyfolie. en olyfolie. Ja. Maar hy bly maar sleg, maar kat op. Kry jy nou hierdie currywater, moet jy hom one skat gooi. Once, net so. Anders dan gaan jy dood. Ek het nie so klaar. Nagtig, kom ons draai. Dis maar sleg. Jy kan ook 'n 3 slukke drank. Gooi hom. Smaak heel lekker. Nee, magtig. My plaaswerker gesê, hy brand na die hinderlike brand. Die mense wat so sê dis slegte wyn. Ja, Vrou een keer vir een van die werkers, hoekom drink julle hierdie slegte, verskriklike slegte wyn? Dus hy sê, ons weet ook hy is sleg, maar ons drink hom vinnig en dan sit te wag ons op. op hierdie maandag. Julle sit seker in die meetings en allerhande goeters. Ons het selfs dik meeting al vanmôre gehad. Daar by die dam wat ons gaan sand haal het. Ons het ook 'n skedule wat ons moet byhou. So dis hoekom ek nou eers by julle uitkom. Maar daar gaan ons na 'n groot jaarvergadering toe hier op die Koppie, ek en Kobus. So julle sal ons nou nie later kan plan nie, maar ek dink as ek julle is cancel ek aan meetings, want ek wil vir julle later wys hoe lyk ons meeting. Cancel dat julle kan sit, maar nie eers ek veel worry oor die basie. Ek dink julle moet cancel. So hier's ek nou eers gou besig. Rooi uitjie, 'n tamatie met 'n tamatie paste. Gaan ek vir ons braai hierso en gooi pa, hulle het 'n lekker jalapeno chutney. Hy is nie te warm nie. En ek sit 'n lemon en black pepper spicy by. En sien julle hom daar? Atelier is weer die lekkerie. Daar's die pot.
Gaan hom nou daar aangooi en vat ons hy swart potjie net so. Ons het nou almal 3 koffies in. So ons gaan 'n vlamworsie braai. En dan wil ek kyk, dis bietjie bewolk, so ons wag vir die blomme. Ek het vir julle nog gewys vanmôre al wat ons het, maar ek wil hom net môre gesê het en sê julle moet 'n nadag hê. En sterkte daar by die werk, ons is self baie besig. Ons praat later, mooi loop. Okay mense, hier staan ek en Kobus nou. Nuwe Fonteinskop, Fontein Lodge, Nuwe Fonteinskop Lodge. Dis waar ons staan hier by Kotsesrus. Ek het julle gesê, ons gaan vir 'n jaarvergadering. Hier is ons firma voertuig. Ek mag nog nie ry nie, ek is nog te jonk in die bedryf, die groot ry. So ons gaan nou hier op, maar ek wil nou vir julle wys, Kobus gaan nou vir julle vertel, hier is 'n storie, hier is die pin location, so staan net vas. Okay, daar sê dat ek nou net sien so kwaai bewe nie. Kyk, 'n skottelploeg se skottels het 'n spyser. Dis 'n hy het in die veld gelê daar by Tielman, geroes. Toe loop ek sien net maar hy lyk al net soos hierdie location pin dingetjie wat jy Ja, op emojis kry. Toe verf ek hom rooi, toe sien ek maar hy kan nou 'n goeie location pin wees vir so dis 'n skottelskaar ploeg se pin. se spyser tussen die skottels. Dis in die skottels, dis die spyser daar leer ek nou vandag iets. Ja. Daar leer ek, julle sien, jaarvergadering, ek leer ook. Maar terwyl ons so is, staan net vas. Ek nou net gou vir julle hier wys. Wag, dit is 'n groot, geen net kans. Sorry, die ateljee. Right. Hier is ek nou. Nuwe Fonteinskop Lodge in Kotsesrus. Hier staan Bosbul. Thuis Otto. So gaan nou maar net so om, dat julle net sien waar ons is. En hier vanaf gaan ons nou Koppie toe. Hier is ook 'n legendariese windpomp. En ja, hier staan Kobus. Hy is die hoofman oor 100 Kobus gaan nou vir ons hier opvat. Nou oké Kobie, kom ons gooi. So mense, hier gaan ons nou. Kobus is daar op die Fikkie-sin. Eienaar van Nuwe Fonteinskop Lodge. Ons gaan nou op Nuwe Fonteinskop. Daar's hy. Ons gaan nou daar braai. Hier so sit Aitsa. Daar so sousie en ons petties. Sit 'n houtjie, ons sit 'n watertjie. Daar's my Bosbul jurk. En kom ek wys vir julle die blommetjies. Ons gaan nou al. Die sonnetjie is so effe. So hier begin die blommetjies nou oopmaak. Sien julle? Kom ons werk so af. Gaan ons nou die dorpie, gaan ek vir julle mooi wys. Julle kan nou maar sien hoe klein is die plekkie. As ek sê 19 mense, ons is huidiglik 20, want ek kuier hier in Kotsesrus. En ja, so wat 'n voorreg. Julle moet hier na toe kom, ons slaap ons eerste aand hier so by Kobus hulle. En dan hy vat julle, net as julle saam met my kom, ook soos jy saam met my. Dan gaan ons hier bo in die Koppie, ons gaan 'n bietjie ander plantjies kyk vandag. En ons gaan 'n lekker burger en 'n daai winddroë worsie. Ek het hom nou afgehaal, hy het hierdie nag gehang. Die grou katte was ons genadig geweest. So ek sien baie uit, kyk hier, kyk hier. Kyk hoe mooi is dit hier, julle. Kyk hoe mooi is dit hier. Kyk hier af, kyk gou hier af. Pragtig. Daar is 'n rooi blomme wat ek sal kom afneem, wat ek nie ken nie. Maar ja, vir julle hier kom die staproete, daar is die bordjie. Stap jy nou van die lodge af, maar kyk hier. Mense. Wat 'n voorreg. Dis nou ons boardroom lyk nou vanmôre so. Hier is 'n jeep trek ook. Ons is nou op die jeep trek wat julle nou kan vat hierso. Die kant het ek nog nie gesien nie. So ek neem aan ons gaan hier af gaan, ja.
Okay mense, ons het nou hier gestop. Ons het hier teen die koppie gestop. Julle kan sien waar ek sit. Ons is nog op pad. Hier is die rooi ambtsmotor. En Kobus het gesê ons moet gou hier stop. Hy het hier 'n ding wat hy my wil van vertel. Koring wat jy nou net afgeneem het daar, Ja? se pele. Maar jy proe lekker is hy. Ag man. Maar wil jy die veseltjies moet jy nou uitspoeg, Ja? want jy's nou agter die pitte aan. O, mens eet die pitte. So strop die pitte so in jou mond af. Okay? Dan proe jy hom. Ek sal gou een vat. So. Ag, op wys. So het amper, ek wil nou nie sê soos 'n stronkie, soos 'n stangeltjie wat die pitte op sit. Ek gaan gou vir jou een skoon maak. Okay. Bokhoringkie mense. Altyd die eerste keer in 'n mens se lewe. Dit is lekker. Ek het nou al hier geleef by Marita geleer van wywater wat ek ook nie weet nie wat sy mee brood bak. Okay, hier is hy. Ek hou net so Kobie. Right, ek gaan daai ene gaan ek nou vat en dan gaan ek hom proe. So staan net vas, hou net vas. Dan strop jy daai pitte uit in jou mond in. Lekker. Proe nogal na 'n mielie. Ja, 'n mielie of 'n ertjie of 'n Ja, meer 'n eertjie. Dis reg. meer 'n ertjie. Nee, jy's reg. Ek probeer nou op die naam kom, maar vir al julle papvretertjies, as dit soos mielie gewees het dan geproe, dan sal dit die naaste in my lewe wees wat ek aan pap eet kom. So laat ek vergeet nie van julle nie. Al is ons hier besig met 'n belangrike vergadering. Julle papvretertjies, ek dink ook maar aan julle. Ja. Hy is 'n eertjie. Kyk hier Jaco. Nou toe. Hierso nee. Kobus wil vir ons iets wys. Hou net aan Kobie. Jy moet maar net bietjie hard praat, hoor jy? Ja, die kinders het altyd die goed gevat. Dan breek hulle hom op. Die meisiekinders veral. Ja? Op 'n manier. Kyk, hy dop later so oop. Skiet nou seker die saaitjies. Dan het hulle vir hulle oorbelletjies gemaak. Hy sit as hy so opgemaak word, hulle weet nou hoe om hom reg op te maak. Dan druk hy hom so oor sy ore. Dan het hulle vir hulle oorbelletjies gemaak, die dogtertjies wat so bly sit. Nou sien julle. Maar jy weet, kabouters, veral mooi kabouters, soos ek, het glad nie verf nodig nie. Maar vir julle meisiekinders en dames, hier's 'n plan. Nou toe ons loop weer hier op, ons wil gaan windwors eet. Okay mense, ons het nou hier gestop. Kobus gaan gou vir julle iets wys. Kobus, jy kan maar daar vir ons wys my stuk. Hulle sê vir hom ek dis sterk. En as jy nie weet van hom nie, Ek dis ster, daar het julle dit. van hom sien. My magtig, ek ken dit nie. En dan kyk jy in 'n Ja. skoenboks grootte julle. Is daar geel, daai ander lelietjie, daai ander bossie en die akkedisster. Is alles hier op een plek, hè?
Môre mense, môre, hoe gaan dit vanmôre? Take 2, ek het vergeet om die vorige filmpie die groen knoppie te druk. Die blomme kabouter is uit, maar ek sien sy ateljee loop nie vanmôre so lekker. Maar ja, ons is nou hier by die skeiding tussen die harde veld en die sandveld. Op die lyn, gaan nou hier af beweeg. Dan verander die plante groei ook drasties. Van hierdie kant van hierdie kloofie wat hier loop, wat hier so gaan, ek sien nou die scheidingslyn wys, en dan aan die ander kant. So ek gaan nou net hierdie ding omdraai, geen nie kans. So daai kant wat julle daar sien, daar by die boom, dis die sandveld. En dan kom hierdie kloof hier af, en dis die scheidingslyn, en dan gaan hy hier af, en hy obvious die mond seker by die see kom. Nou ek wil nou vir julle wys, ons gaan nou aan die ander kant gaan kyk. O, dis die Brakrivier, dis korrek. Kobus het vir my gesê. So ons is nou hier by die Brakrivier. Die blommetjies is nou toe, want dit is mos nou bewolk en reënerig, soos julle kan sien. Maar ja, volgende keer is dit hoofstuk 2, dan kom wys ek vir julle dit. Maar dis waar ek nou is, net dat julle weet. Nou julle moet 'n nadag hê, en ons praat later, ek beweeg hier op Nigramoop toe. En dan daar is dit weer 'n nuwe verhaal van hoe dit daar lyk, daar in daai mooi canyon waar ek myself gaan bevind. Toe, ek groet, ons praat later. Sê mense, yes, hoe gaan het? Ek is hier in ysbeerwêreld. Op bloed, maar is koud. Ek het nou eers 'n bietjie gestop. Maar nou uitsa jou skriewelrig hier agter. Maar ek sal vir julle 'n foto stuur voor julle my kruisig is. Nou seker so by die 6 grade. Daai man staan op die spaarwiel met sy voorpote binne in die wind. Hy die warmste komberse in Dubai agterop, maar nee, hy sal wat se naam. Hy sal eerder in die wind staan as dit 6 grade is. Ek het hom nou self gestop om my bosbil baadjie aan te trek. My kabouterhoed, hy loop nog mooi. Maar mense, hierdie pad is, die mooi woord is seepglad. Maar hy's anderkant seepglad. Daar is mos nou nog 'n ander woord vir hom. Maar ja, ek het nou hier gestop. Ek is op pad Nigramoop toe. Die van julle wat nie weet waar Nigramoop is nie. Nigramoop is hierso by tussen van Springbok ry jy verby Nababi noord rigting Duitswes Namibië toe. En dan gaan jy, soos ek sê, verby Nababi, en dan kry jy Bulletrap. Draai jy links af wes
as jy in 'n noordelike rigting ry, dan kom jy deur die mooiste dorpie. Ek het laas daar gestop, hulle het so 'n ou tuintjie daar. Ek sal later net die rooi Nigramoopkar wat hulle verf hom so van tyd tot tyd allerhande klere en so aan. Daar so stop, môre gaan ek en Marius bietjie uitreik en hy gaan vir my lekker plekke wys wat ek vir julle wil wys. Marius is die eienaar van Nigramoop Slow Living Farm, dis waar die canyon is. Ja, ek's baie excited, want ons is weer heel op 'n nuwe wêreld, mense. Julle nuwe wêreld. Ek wil net eers vir julle hierso, as ek nou hierso draai wys, hoe lyk dit, maar ek gaan maar by Bosbul begin. Dis 'n modern nes. So ek hou net vas. So kyk hoe lyk hierdie bakkie. Dis net modder, kyk hoe drup die modder haar af. Die modder drup sommer so af op die grond. Die arme bil is self ook in 'n toestand. Nou ja, kom ons gaan hierso. Ons loop hierso. Hierdie Alpha en Omega, my twee kooiens, gemaak deur Alpha paneelkloppers in Appington. Hulle gaan nou maar eers 'n bietjie moet wag. Maar kom ek draai net vir julle, dat julle dan nou net 'n gedagte kry oor hoe lyk hierdie wêreld. Lyk bietjie anderster as wat ek vanaf gekom het daar by Nuwefontein Skop, suid van Garries. Lyk die wêreld anderster. Totaal en al. Totaal en al, en dis mos nou blou koud. So kom ons kyk, terwyl Aitsa doer, hierso is die wat baie bekommerd is oor die hond. Julle moet regtig oor ander goed bekommerd wees. Die hond is in die 7de hemel, laat jy waar hy nou draf. Aitsa, sê hallo vir die mense, kom sê groet jong. Kom ons kyk gou hier. Daar kan ek sommer terwyl ek nou hier staan en wag dat die man sy dinge klaar maak. Gaan ek gou vir julle wys, hier's nou sommer, hier stap ek nou net oor die pad. Hier het ek nou net oor die pad kom stap. Kyk nou daar. Kyk net hoe pragtig is dit. Nou, daar's die bos, die volgende bos is daar, so dis 1, 2 tree. Kyk hierdie pers. Mense, kyk hier. Regtig, daar so oranje blommetjie. Ek gaan nou nie Peter met die takkies sien, dieselfde bos waar daai blomme is. Kyk hierdie. Hulle is so flaffierig. Kyk daai blomme. Dit is verskriklik mooi, laat ek net so staan. En net hier loer. Kom ons stap hier so in die veld en nee. Kom ons stap hier en kyk, hier is weer 'n bosie. Hulle is nou nog toe. Hierdie pinkietjies is nog toe. Soos julle nou kan sien, daai enetjie, ek het nou net weer haar tree gegee. So. Wag. Hier's een wat baie mooi oop is. Kyk hier. Hier sommer 'n lekker waterpoel vir ou Aitsa. Môre mense, môre, hoe gaan dit? Hoe gaan dit vanmôre? Nee, dit gaan baie goed. Ek is hierso by Nigramoop Slow Living Farms. Ek en Marius die eienaar. Ons is hierso met sy wit vos. Ons gaan nou hier af. Marius, jy kan ook net vir die mense môre sê, net van dit sê, hoe loop ons beplanning vandag? En dan wys ek hulle hoe lyk dit. Môre, ja, ons gaan nou so draaitjie hier deur die berge, hy gaan nou hier Kasteelberg af en om lang hoogte verby en dan oor na Harras toe, oor daai berge en dan kom ons weer Vaalhewe langs terug op Nigramoop toe. Okay. So dis ons trip vir die dag. Dit het lekker gereën, is 4x4. Marius het vir my hier oor die kole gehaal, oor Aitsa wat met agterop sit. En ons het 15 minute gery. Toe wil hy vrek van die warmte hier agter. Daar staan hy agterop so.
I rest my case oor die hond, hy wil agterop sit. Ek het nou 'n getuie, so julle gaan my niks meer vertel. Maar kom ek wys gou vir julle hier hoe loop ons bedryf. Kerels, is die mooiste klowe hier. Dat ek net hierdie ateljee van my omdraai, Marius, jy kan maar ry. Kerels, kyk hier so mense. Kyk hoe lyk dit hier op. Dis hier waar ons kom stap ook. Nou nie hier nie on die canyon, maar dis in hierdie gebied. Hier by Nigramoep, wat ons nou volgende jaar wil, gaan ons kom stap hierso. Maar ek wys julle, kyk bietjie. So hierdie is 'n lekker 4x4 roete wat ons ry. Hy's nie te tegnies nie. So jy gaan nie jou ryding kom seermaak hierso nie. So jy kan dit sal een van die dae wees dan met hierdie ekskursies van my. Julle weet mos nou ons begin by Kotsesrus. Daar so by Nuwefontein Skop, by Kobus hulle. Dan gaan ons in die tronk bly. Daar so vir 3 nagte en dan gaan ons hierso 3-4 dae se koers kom ons hiernatoe, want hier met 'n paar goed gebeur. So kom ek wys nou eers gou weer vir julle hierdie kant. As ons net hier op die knoppietjie kom, dan kyk julle hier af en wys jy. Ekskuus maar, ek ben hier voor jou verby, maar die ateljee loop, julle ken ook nou al my ateljee. Arme Marius is in 'n toestand. Hy moet net bak en koers. Want dis die kamera, en hier is die soutslaaie. Ek het nou die grootste soutslaaie nog gesien. En ek het toe my hande nou die dag gewas, toe ons haar gebraai het. Toe was ek in my soutslaaie. Ek sê joh, hy werk soos 'n bom. Nou toe ons het 'n lekker dagroete wat ons gaan doen, ons explore, of vir my, Marius ken dit, ek sit mos nou hier saam met 'n man, want jy niks kan vertel van blomme en so nie, so ek is baie bevoorreg om hier te sê, julle moet 'n nadag gaan by die werk, dis klein Saterdag, beplan daarom maar vanaand se braai daarom nou al in 'n ou watertjie, ons sal weer praat, maar ek gaan nog vir julle vandag baie wys, hoor, maar julle moet dit nou geniet daar by die werk, ek is ook vandag verskriklik besig, so julle moet nie vir my kla nie, ek het ook 'n ergerige werk, nou toe ons praat, mooi loop. Willem Toeloet se plaas gestop, aanvanklik. Sy seun Christie boer nou hier, of is op die grond. Maar toe sê ek vir Marius, nee, ons moet hier stop. Ek wil eers, hier moet ek ingaan en vir julle gaan wys. Marius het gesê, dis alright, Christie sal die moeilikheid hê nie. So Christie, ek vra my voorbad toegang en dan wil ek ook vir jou baie dankie sê dat jy my toegang gegee het. Maar kom ons draai, kerel, steek hierdie Land Rover. Julle moet nou hier, wacht, die son is nou nie so na nie, maar gee net gou kans. Steek hierdie Land Rover. Just hem. Huh? Die ou is nogal blou camo.
Toe. Nou kom ons kyk hier. Kyk hier so julle. Ek moet net vir julle hier wys. Vaalheuwel. Hierso is waar hulle nou seker sit. Daar's 'n oontjie. Lekker oond. So hulle maak hier 'n lekker vuur, hulle vuurskerm. Kliptafel wat hulle hier gebou het. Hier's ook weer 'n lekker bouma. Maar as jy sê hy sal nie 'n probleem het nie. So jy kan sien hier maak Christie hulle vuur. Kyk hierdie voordeur. As jy nogal so 'n lekker afdakkie. Kyk hierso. Ek kan dink dat 'n mens hierso sal 'n man lekker kuier. Hier sal 'n man lekker kuier. So kom ek stap net gou hier om. Dis die oulikste huis. Ek moet dit vir julle wys. En nou natuurlik hier in die Namakoland. Hier in die Namakoland. Kom ek gaan hier om. Dat ek bo kan die son kom. Dan kan ek vir julle baie beter wys. Haai julle. Kyk hier. Kyk net hier. Is die goed vat my bietjie. Ek sal hom wat wil gee. Wat wil gee om in so 'n plekkie te bly. En kyk hierdie uitsig wat hulle het. Kyk hierso. Is dit nie pragtig nie? Dis nou net ander kant daar waar die sal ek julle wys. Daar het Willem gebly. En dan kan julle daar agter sien. Probeer daai mirasie opspoor. Daar is die skool wat ek nou net met julle gepraat het. Nee, ons loop aan. Maar ek moet vir julle hierdie unieke huisies wys. Sulke goeders dit vat my, ek het 'n sawe plek vir dit. Nou toe, ons praat weer, mooi loop. Bestes. Vandag, dan amper naweek. Ja, ons is gou hier in Springbok toe. Marius en Johanna moet aankope doen en toe het ons goue uitreik gedoen hier in Bulletrap. Dis die dorpie op pad hier na Nigramoop toe. Hier by Nigramoop Slow Living Farm, Guest Farm. Dis waar ek mos nou is, soos julle al weet, hier in die diep Namakoland. So ons het daarso het ons weer uitgedeel 'n bietjie Weet-Bix en lekker sap vir die ou mense. Daarso vir Stella by die kerk gegee, by die een kerk. Want sy kyk na die ou mense en toe het aan 'n duil toe gegaan by die Healing House of God. Hy het Sondagskool en al daai musiekinstrumente wat julle so gegee het, dit het ek gaan afgee. En dan by Stella het ek nog een van ons vriende op hierdie platform het vir ons 'n R5,000 donasie gegee waarmee ek ook aan toe gegaan het en 10 R500 vouchers gekoop het. So hulle kan nou soos hulle dit nodig kry, ja, kan hulle dit gebruik. So ek staan nou hier op die werf by Nigramoop by die hoof gasteplaas. En ons gaan nou blomme toe. Die son is uit, dis nog steeds koud. Hy loop maar hier by 13, 14 grade. So dit is nie warm nie, maar dis maar vasbyt. Ek het mos aan my 2 pragtige velskoene aan. Hulle is koue te bestand. En ons ry met voorman. Nou kom ek wys net gou vir julle hoe loop dit op die werf. OK, ek is terug. Toe ek die kamera wil omdraai, toe druk ek die blerrie stopknoppie. Ja, die ateljee vir my is te mekaar. So kom ons try weer wys. Genigtig. Ja, daar kan julle sien. Blommetjies is uit. Hier staan Bosbil. En ons gaan nou blomme kyk. Wat voorman. Hulle bou hierdie pypkarre self hier op Nigramoop. Kom ek kom net so om ons en voorman. Hier's aan die ene plaasman en dan is die riller, maar riller het ook 'n V8 in. Hy is 'n riller. So ons gaan nou blomme kyk met voorman. Ek en Susan.
Nee, ek het dit al gedelete. Hier is nou ontvangs, wou ek sit, miskien kry ek dit. Hierdie is 'n tipe shrimp wat ons hier kry. Sy naam sal ek in my lewe nie weet nie. Maar ja, hier wys ek vir julle 'n shrimp. Hier in die poele. Kyk daar, mense. Nasci vrij.